En daarna gaan oom Josef vir ons, vertel hoe om geld te maak. Wat is dit? Of wat dit beteken om suksesvol te wees. Nou ja, ons gaan dit doen en dan na die tyd, gaan daar tyd wees weer vir vrae. So julle moet mooi luister in die praatjie, gelukkig is hierdie lekker onderwerp om oor vrae te vra. En dan gaan ons weer aan met die braaiery, hopelik se vierde reg na die tyd. Goed, laat ek sommer vir ons bid. Onse Vader, dankie dat ons so saam kan wees en aan hierdie onderwerp van Bybelse finansies kan dink uit die woord uit. Sal jy ons help om dit reg te verstaan en ook ter harte te neem, ons gedagtes verander, sodat ons U kan verheerlik, deur geld, deur rykdom, deur finansies. So sal hy ons seën. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek lees net vir ons so 'n paar verse en dit uit Deuteronomium 8. Dit is waar die Here nou vir hulle vertel hoekom hy hulle op hierdie pad gevat het deur die woestyn na 'n beloofde land. En dit is in hierdie land waar hulle nou 'n goeie land gaan kry. En dit is die Here se seëninge wat hulle daar gaan kry en uit die Here se hand ontvang. En julle gaan nog sien hoe dit met die onderwerp van vanaand Bybelse finansies of dan getroue rentmeesterskap te doen het. En ek lees net vir ons so 'n paar verse daar vanaf vers 7. Want die Here jou God bring jou in 'n goeie land, 'n land van waterstrome, fonteine en onderaardse riviere wat in die laagtes en op die berge uitkom. 'n Land van koring en gars en wingerdstokke en vyebome en granate. 'n Land van olieryke olyfbome en heuning. 'n Land waarin jy brood sonder skaarste sal eet, waarin niks jou sal ontbreek nie. 'n Land waarin die klippe yster is en uit die berge waarvan jy koper sal uitkap en jy sal eet en versadig word en die Here jou God loof oor die goeie land wat hy jou gegee het. So hier kan ons al reeds sien, hulle gaan in 'n land inkom met baie koper en yster, daar's baie rykdom en dit is duidelike seëning van die Here af. En dan in vers 11 dan sê dit goed, maar daar's 'n rede of daar's 'n manier hoe ons hierdie rykdom en hulle spesifiek, daardie Israelitiese kerk, hoe hulle hierdie rykdom moet ontvang. Neem jou in ag dat jy die Here jou God nie vergeet deur sy gebooie en sy verordeninge en sy insettinge wat ek jou vandag beveel nie te hou nie, sodat jy nie miskien eet en versadig word nie en mooi huise bou en bewoon en jou beeste en jou kleinvee vermeerder en jou silwer en goud vermeerder, ja alles wat jy het vermeerder en jou hart om dan verhef, dat jy die Here jou God vergeet wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het, wat jou deur die groot en vreeslike woestyn gelei het, deur giftige slange en skorpioene en 'n dorsland sonder water, wat vir jou water uit die klipharde rots laat kom het, wat jou in die woestyn manna laat eet het, wat jou vaders nie geken het nie, om jou te verootmoedig en jou te beproef, om uiteindelik aan jou goed te doen, en jy in jou hart dink, my krag en die sterkte van my hand, het vir my hierdie rykdom verwerwe. So mens sien duidelik in hierdie verse, daar is hierdie rykdom, goud word ook daar genoem, wat die Israeliete gaan hê in hierdie beloofde land. Die besittings wat hulle gaan hê, is seëninge van die Here. Maar wanneer hulle harte verhef en sê, dit is as gevolg van my toedoen en my vermoë dat ek hierdie goeders het, dan word dit verander in 'n vloek. En as mens Bybelse finansies wil opsom en dit reg benader, dan is dit eintlik die kort en die lank, is die besittings wat die Here gee, die welvaart wat die Here gee, is seëninge. Maar wanneer ons daai seëninge verkeerd benader, en ons dink wel, ek verdien dit, of ek was slim om hierdie goeders te kry, dan word dit 'n vloek. Nou as ons dink aan die woord Bybelse finansies, dan klink dit baie keer teenstrydig, want ons is baie keer geneig om te dink, maar as ons nou dink oor finansies en aan geld, dan is dit mos geld wat die bron is van alle ewel. Dit is wat ons baie keer geneig is om te dink, dan dink ons goed, ja, as ons met die Bybel werk, dan is ons besig met geestelike dinge. As ons buite die Bybel gaan, buite die kerk,
dan en ons werk met geld, dan is ons besig met hierdie noodwendige boosheid wat geld is. En dit is wat ek dink ons vanaand gaan sien in ons gedagtes ten minste reggestel moet word. En dat geld en rykdom en welvaart en daai goeders is 'n gawe en 'n seëninge van die Here. Nou hierdie gesindheid wat ons dan baie keer het om te sê maar Bybels en finansies, dit is teenstrydige terme, dit behoort nie by 'n Christen, finansies en rykdom nie, bly weg daarvan af. Verklap baie keer hoe ons die fout in sigbare dinge wil soek en sien. Ons sal byvoorbeeld sê, daar's iemand wat 'n alkoholist is en die probleem is dan die alkohol. So dan moet jy die alkohol verwyder. So jy vind fout in die sigbare. Iemand gebruik die geld en sy rykdom verkeerd en dan sê hy, goed, die probleem is die rykdom, dan moet nie iets soos geld wees nie. Nog 'n voorbeeld, as iemand vermoor word met 'n, kom ons sê 'n geweer, dan sê ons, maar die probleem is die geweer. Die gewere moet verbied word, dit is nie eintlik die probleem. En dan trek ons dit deur na geld en rykdom en so aan, dan sê ons die probleem wat daar in die wêreld is goed, daar's rykdom en mense misbruik dit, so die probleem is die geld. Maar alkohol en gewere en finansies is gawes van God af, dit is seëninge, alles wat God geskape het, was goed gewees, selfs die boom van alle kennis van goed en kwaad, daardie boom daar in die tuin van Eden, was goed geskep gewees. Toe die Here geskep het, het hy gesê, alles is goed geskep. Die boom is goed geskep en moes reg gebruik geword het, soos die Here gesê het, dit moet gebruik geword het. Maar Adam en Eva het gesondig, Eva is versoek en Adam het dan ook van die boom geëet, op so 'n manier wat dit nie moes geëet gewees het nie. Dit moes nie geëet gewees het nie. So die Here het daar die boom gesit, om op 'n sekere manier gebruik te word. Die boom was goed, maar die verkeerde gebruik daarvan, dit was sleg. So ons moet nie ons die fout in dinge vind nie, waar lê die fout dan? Die fout lê by ons, dit lê by ons harte. Ons word nie geleer deur die Bybel dat ons moet onttrek uit die wêreld uit nie, en die wêreld se seëninge nie. Die Here sê nêrens dit nie, hy sê, ons is in die wêreld, ons is wel nie van die wêreld nie, in die sin van, ons het nie deel aan en in daai sin die goddelose wêreld, om sonde te doen. Die gelowiges is juist uitgeroep in daai sin uit die wêreld uit, maar ons is nie uitgeroep uit die wêreld uit in terme van, wat daar in die wêreld is, die seëninge, rykdom, kos, gewere, dit is nie die probleem nie, ons probleem vind ons in ons harte. Nou dit is so dat, jy kry bemarking, slegte bemarking, sondige bemarking wat ons toe kom, waar die bemarking ons versoek, om dit wat die Here gee, die seëninge, verkeerd te gebruik. So ons sal byvoorbeeld, kyk na goud, silwer, karre, en ons sal dit wil gebruik, vir selfsugtige ambisie, dat ek goed lyk, dat net ek gemaak het, dan is dit die verkeerde gebruik van dit wat in die wêreld is. Maar dit is nie dit wat noodwendig in die wêreld is, wat die probleem is nie. Een miskien vatbare gebruik van rykdom, of dit wat die Here gee, is baie keer troues, waar daar 'n sekere beeld is van hoe 'n troue moet wees, en dis 'n wêreldse beeld, en dan wat eintlik gebeur is, wanneer die troue dan so gereël word, dat dit eintlik vir selfsugtige doel aangewend word, dan sien jy daarna, maar hierdie ding was so enorm duur gewees, jy moet self skuld aangegaan het om hierdie troue te doen, dan is dit, want troue en huwelik en daai kuier en die kos en alles is gawes van die Here, maar wanneer dit verkeerd gebruik word, dan sien jy so 'n effek daarvan, en dit is baie keer 'n hartseer effek, onder andere skuld wat jy dan het so na 'n troue byvoorbeeld. So weer eens, dit is nie dat daar iets verkeerd is met goud en silwer nie. Dit kan nie inherent boos wees nie. Jy gaan nie 'n
staaf smelt en dan ietsie boos daarin kry nie. Daar is nie so iets nie. Alles wat ons sien in hierdie wêreld, wat die Here geskep het, is goed geskep. Dis nog steeds goed geskep. Dit is ons verkeerde gebruik daarvan wat die probleem is. En daarom, as ons nou na 1 Timoteus 6 vers 10 kyk, waar dit nou sê, dit is gewoonlik die vers wat gebruik word, waar dit sê dat is geld nie die wortel van alle ewel nie. Dan as mens mooi daar kyk na daai vers, dan sê dit geldgierigheid of dan die liefde vir geld is die bron of die wortel van alle boosheid. So dis nie die goud self nie, dis die liefde, dis daai verkeerde liefde uit jou hart uit vir daardie geld. Wat dan die boosheid is en wat dan die bron of die wortel is van alle boosheid. Nou, iemand het op 'n stadium gesê dat getrouheid in die samelewing, so kom ons sê jy het 'n Christelike samelewing, en daar is mense wat dan in dankbaarheid hulle werk doen, hulle ontvang die seëninge van die Here, hulle erken dit kom van die Here af, daardie gemeenskap gee baie keer dan geboorte aan rykdom. Dit is so, jy sien dit in die Weste, die westelike Christelike samelewing het baie rykdom gegenereer, en daar is nog eintlik die kapitaal wat uitgeleef word, maar nou daardie geboorte gee aan rykdom, wat dan gebeur is, die baba eet die moeder op. Want dit is wat in Deuteronomium 8 gebeur het. Want die Here waarsku hulle en sê, goed, julle gaan in daai land inkom, julle gaan al hierdie goeders kry, wonderlike seëninge, maar julle gaan dan sê, dit is, ek verdien hierdie, en ek het hierdie tot stand gebring, dit is deur my vermoë dat ek hierdie rykdom het, en dan vernietig dit 'n samelewing. Dis daai baba, daai rykdom, wat dan die moeder opeet. So is rykdom 'n seën of 'n vloek? So rykdom is 'n seën, as dit nou van die Here afkom, maar dit kan 'n vloek raak, wanneer ek daardie seëning verkeerd ontvang en gebruik. As jy dit kan wegvat van vanaand, dan is dit, is dat rykdom is 'n seëning, maar wanneer ek daardie seëning verkeerd ontvang en dan aanwend, dan begin dit 'n vloek raak. En dan is daar baie keer baie hartseer nagevolge. So, hoe wys ek deur wat ek doen, dat ek sê, hierdie rykdom wat ek van die Here afkry, hierdie geld wat ek van die Here afkry, hierdie R1000 wat ek van die Here afkry, hierdie R100 wat ek van die Here afkry, is 'n seëning, en ek erken dit as 'n seëning. Hoe wys ek dit? En daar is nogal 'n paar mooi Bybelse beginsels oor hoe ons wys, ons sien dit as 'n seëning, en ons gaan dit as 'n seëning aanwend. En dit is jou tiende. Jou tiende is seker die duidelikste manier hoe jy wys, geld, rykdom, kom van die Here af, en ek gee 'n tiende dan in my gemeente, in my gemeenskap, daar waar die Here my in 'n kerk gesit het, en ek gee 'n tiende terug, nee? En ek erken dan, en ek sê, goed, die res van die 90% wat ek oor het, kom nog steeds van die Here af. Dit is syne, wat ek dan moet aanwend in verantwoordelikheid. En dit is nou waar die woord van getroue rentmeesterskap inkom, want ons is net rentmeesters van dit wat die Here vir ons gee. Ons met dit wat die Here vir ons gee, moet ons dan ietsie doen, en ons sal sien ook, een van die ander eienskappe van om daai seëninge dan aan te wend is in geregtigheid. So jy moet dit ook reg aanwend, en in wysheid, maar ons gaan nou daarby kom. Nou as jy dink, goed, ek het nou hierdie R100 gekry, en ek gaan nou 10% van dit gee vir die Here, maar ek gebruik dit eintlik as omkoop, in die sin van, ja, ek moet dit nou maar doen, en ek gee 10% vir die Here terug, of ek gee 10%, dan is jy eintlik besig om die Here te wil omkoop. Eintlik om te koop, om dan te doen met daai 90% wat jy oor het, wat jy wil doen. Jy sien, dis eintlik 'n hartsgesindheid, as mens kyk na rykdom en geld. Is hoe sien ek hierdie geld? Kom dit van die Here af? En wat sê hy, hoe moet ek hierdie spandeer? En nou wil ek daardie geld
spandeer soos wat die Here wil hê ek moet wees en moet spandeer. Die geld wat ek ontvang het, kom uit die Here se vrye welbehae, sy vrye goedheid. Hy hoef nie vir my rykdom te gegee het nie. Hy hoef nie vir een van julle enigiets te gegee het nie. Enige besitting wat ons het, is 'n rykdom, dit is 'n gawe van die Here, is 'n seëning van die Here. Hy hoef nie te gegee het nie, is vrywillig. So, wat dan gebeur is, as ons daai beginsel snap, dan gaan ons mos ook meer vrygewig wees. Dit gaan wees, ons gaan meer vrygewig wees met die gawes wat ons gekry het, gasvryheid. Jy gaan selfs meer as jou 10de gee. Jy gaan bereid wees om jou tyd op te offer, want tyd is geld. Weet jy, so jy het dit vrygewiglik ontvang uit die Here se vrye welbehae, so jy gaan dit ook dan so aanwend. Dan gaan jy ook die seëninge vir jou huisgesin soek. So jy gaan die seëninge ontvang wat die Here vir jou gee. Jy het gewerk en nou kry jy 'n salaris, daar gaan dit in jou bankrekening in. Maar nou wil jy dit ook aanwend vir jou huisgesin in die sin van jy wil ook hê die Here se seëninge moet deurvloei na jou huisgesin. Nou wanneer daar 'n huisgesin is waar daar net heeltyd hierdie risie is en hierdie oneenigheid en hierdie liefdeloosheid in die huisgesin is, dan het daai seëninge in 'n vloek verander. Dan sê Spreuke by 15 vers 17 byvoorbeeld, liewer 'n porsie groente waar liefde by is, so net liewer 'n bietjie min, 'n bietjie geld of net genoeg om te eet, maar daar is liefde by, as 'n vetgevoerde bees en haat daarby. So is beter om arm te wees met liefde as hierdie misbruik van die Here se gawes en dan het jy hierdie haat in die huis. So jy wil dan ook so die seëninge van die Here ontvang, dat jy dit ook ten goeie van die gesin aanwend. Nou, hoe dit gaan uitwerk is, jy gaan dan ook byvoorbeeld, jy gaan nie al jou tyd opoffer vir geld en rykdom, en dan uiteindelik jou gesin afskeep nie, want dan het jy weer die rykdom verkeerd gebruik, nee, die rykdom verkeerd gesien. Jy het gesien, dit is die nastreef na rykdom in op sigself is die doel, dis die seëning. En dan het ons die hele pot misgesit. So wat is die prioriteite wat die skrif ons leer om met die seëninge wat God ons gee om te gaan? Wat sê hy, wat moet ons doen met hierdie seëninge? Nou daar is baie seëninge, daar is, jy kry verskillende kosse, jy kry verskillende kinders, dogters, seuns, die hoeveelheid, daar's baie seëninge wat die Here gee op verskillende maniere, daar's verskillende besighede, verskillende werke. Die vraag is uiteindelik, hoe moet ek hierdie seëninge van die Here aanwend? Want die seëninge kom elke dag na ons toe. Die suurstof wat ons inasem, hoe moet ek daai suurstof gebruik tot eer van die Here? Ek moet 'n rentmeester wees van dit wat die Here vir my gee. Nou, eerste ding, en ek moet miskien net hier noem, ek het nou vergeet om te noem, ek steun baie op Douglas Wilson, hulle se reeks Biblical Finances. So as van julle dit wil gaan luister op 'n stadium, is baie goed, waar hy in 17 episodes dan kort episodes, videoetjies, dan probeer hy neerlê die beginsels van finansies uit die skrif uit. So ek steun nogal baie op hierdie, op sy uitleg van dit, en is baie sinvol. Ek het hier en daar goeders bygewerk en so aan, en dit bietjie probeer meer toepaslik maak. Nou, een ding wat ons moet besef dan, net om terug te kom by hoe prioritiseer ons die seëninge, is om te besef, goed, daar is verskillende seëninge. Ons kan nie al die seëninge wat ons ontvang gebruik nie. Ons kan dit nie, ons het net soveel tyd. So ons moet baie wysheid toepas. Ons moet wysheid toepas in hoe ons die seëninge van die Here aanwend en watter seëninge van die Here ons nou gaan ontvang. Okay, so dis nogal 'n ding. In Spreuke 3 vers 13 tot 15 word nou praat van hierdie wysheid, dan praat dit, gelukkig die mens wat wysheid gevind het en die mens wat verstand verkry, want die verkryging daarvan is beter as die van silwer en die verwerwing daarvan beter as van goud. Dit is kostliker as korale en al jou kleinode kan daar nie meer vergelyk word nie. So die punt is hier praat dit ook van silwer en goud, maar dit is wysheid wat bo dit staan. Verstaan julle? So dis die seëninge van die Here wat jy ontvang, en nou moet jy wysheid
toepas in hierdie seëninge. Nou ons weet, die wysheid van God af is Jesus. Hy is die wysheid van God af. So in die sin, dat ons besef, ons het bose harte en ons gaan selfs die seëninge van die Here verkeerd aanwend. Ons moet elkeen dit erken, ons sonde bely, bely dat hy vir my sonde kom sterf het, bely dat ek boos is van nature, en dat dis net deur sy gees dat ek goeie werke kan doen, selfs geld kan reg gebruik en reg sien. Nou daai is die beginsel dan van wysheid. Want dan gaan jy begin, as jy kyk na goud en silwer of geld of rykdom, dan gaan jy dit begin anders te benader. Want jy gaan besef, hierdie is seëninge van die Here af, ek verdien niks nie. Jy gaan dan, die rykdom wat jy het, gaan jy in geregtigheid probeer kry. Jy gaan, in die sin van, jy gaan nie steel nie, jy gaan nie kort paaie vat om by rykdom of geld uit te kom nie. Jy gaan die Bybelse wette navolg, en wanneer jy werk of besigheid doen. Spreuke 16 vers 8. Liewer 'n bietjie met geregtigheid as 'n menigte van inkomste met onreg. Spreuke 28 vers 6. Die arme wat in sy regsgeskaapenheid wandel is beter as die verkeerde wat twee paaie wil loop en daarby ryk is. So die arme, die wat nie baie rykdom het nie, is en hy lewe in sy regskaapenheid. Hy is beter as die verkeerde wat twee paaie wil loop en daarby ryk is. Hierdie regskaapenheid is nogal interessant, want dit gryp nogal na hierdie konsep van ons moet wedergebore word, ons moet weer geskep word. En dit kom net deur geloof in Christus, nê? Dit is al waar dit vandaan kom. En dan as iemand arm is, dan en hy het nie rykdom nie, maar hy wandel in sy regskaapenheid, want hy is nou lief vir die Here se wet. Dit is beter om in daai situasie te wees, 'n arme wat lief is vir die Here se wet en daarin wandel, as wat jy die verkeerde pad loop en dan is jy nog daarby dan ryk. Rykdom is dan regtig vir jou 'n vloek. So hoe pas ons dan rykdom of dan die seëninge van die Here reg toe? Wysheid, geregtigheid, vergenoegdheid. Vergenoegdheid. Ek is tevrede. Die situasie waar mens nogal die duidelikste die onvergenoegdheid en vergenoegdheid sien is by kinders. Jy kry baie keer 'n kind wat daar sit en hy speel met 'n stokkie, met 'n eenvoudige stokkie, met 'n stokkie wat hy net van die boom af gepluk het. En hy is heeltemal tevrede en hy gaan aan, hy maak sy eie speelietjie. Dis vir hom net baie lekker. Nou kry jy die ander kind daar wat in sy kamer is met die duurste speelgoed. En hy is so ontevrede. En hy is so grumpy. En hy niks kan hom tevrede stel nie. En daar is mos hierdie sê ding dat die verskil tussen seuns en mans is die koste van die speelgoed. Okay, so dit is die ding, is ons vergenoegd. Besef ons, dit kom van die Here af, ons verdien dit nie. Daar is 'n baie belangrike beginsel. Maar dan gaan ons ook rykdom benader. 'n Goeie naam, okay. So die ander ding is, jy moet 'n goeie naam hê. In Spreuke 22 vers 1-2 sê, 'n naam is verkiesliker as groot rykdom, guns beter as silwer en as goud. Rykes en armes ontmoet mekaar, die Here het hulle almal gemaak. Nou, hierso sê dit, 'n naam is verkiesliker as groot rykdom. Nou as jy nie omgee, wat jou naam vir ander mense beteken nie, solank jy net ryk word, dan sit jy met 'n groot probleem. Dan verstaan jy nie die rykdom van die Here nie, die seëninge van die Here nie. So om 'n goeie naam na te streef, is verkiesliker as groot rykdom. Daar's mos hierdie, mense het dit nou so 100 jaar terug en miskien 50 jaar terug en vroeër gekry, waar dit belangrik was, dat 'n man van sy woord is. Jy het miskien dit al gehoor. Daai is nie meer ietsie wat in ons samelewing as 'n deeg of as 'n goeie eienskap gesien word. Iemand wat hy's 'n man van sy woord. Jy weet, hy gaan doen wat hy sê en hy sê dit en hy gaan opstaan vir wat hy in glo. Daai is iemand wat 'n goeie naam het. En dit is verkiesliker as groot rykdom. So,
Dit is reg om geld te maak en te wil maak. Dis nie 'n probleem nie. Dis goed om te dink, ek gaan 'n goeie besigheid op die been bring. Die Here het vir my gesê, ek moet in elk geval werk, en ek gaan daai tyd spandeer wat die Here gee vir my om te werk, en ek gaan baie geld maak. Hoekom nie? Daar's baie mense wat 'n beter vermoë as ander mense het om geld te maak. En dit is nie in op sigself verkeerd nie. Maar wanneer daardie seëning van die Here misbruik word, verkeerd aangewend word, en dan ook gesien word as wel as 'n seëning wat ek verdien het, of wat ek deur my eie slimmigheid verkry het, dan begin dit 'n vloek raak. So ons moet nooit hierdie rykdom wat ons kry, die geld wat ons kry ten koste van wysheid, geregtigheid, vergenoegdheid en 'n goeie naam aanwend en verkry nie. So, wat is die tyd nou? Ek wil eintlik begin afsluit. Ons so, ek het nou al, hoe lank is ek nou al besig? So 20 minute? 25. Hoeveel tyd het ek nog? Maar ek gaan probeer hierdie in 5 minute afhandel, want daar is wel 'n toepassing wat ek wil maak in terme van die gesprek laas maand. Baie van julle was hierso oor die versekering. In die video's van Douglas Wilson, dan gaan hy oor na wat is rykdom, geld, werk en dan produktiwiteit. En dit is nogal mooi om deur te dink oor hoe hy dit uiteensit. Nou, hy sê rykdom is iets wat jy kan gebruik. Dis iets wat jy kan gebruik. Nou, as jy kyk na die Midde-Ooste, is daar nie eintlik rykdom nie, daar's baie geld, maar jy het een produk daar wat baie prominent is, en dit is olie. Buiten dit is daar nie eintlik baie ander goeders wat jy kan gebruik nie. Nou, in die Weste het jy verskillende vervaardigings van karre, jy het verskillende produkte, intellektuele eiendom, daar's baie wat vervaardig word, wat uitkom uit die Weste uit, en daarom sal ons sê die Weste is waar die rykdom is. En miskien skuif dit ook nou bietjie na die Ooste toe, na China toe en so aan. Maar die punt is rykdom is iets wat jy kan gebruik. Om 'n sekere werk te hê, 'n sekere job te hê, sê hy, is nie om te werk nie. So, toe die voortrekkers in die binneland ingekom het, om nou kos bymekaar te maak, om geld te hê, het dit nie 'n aansoek gedoen vir 'n werk nie. Nee, daar was nie jobs gewees hierso in die binneland nie. So hulle het hier aangekom en hulle het begin werk. Nee, so, en dit is 'n belangrike konsep, is dat as jy aansoek doen vir 'n werk, dit beteken dit nie jy is besig om te werk nie. Jy moet aansoek doen vir 'n werk met die oog dat jy gaan werk. Jy gaan jou tyd insit en hard werk, eerlik werk, en dan gaan jy daaruit gaan jy geld en rykdom en so aan sien. Goed, so 'n vraag wat hy dan vra is, hoekom soek jy 'n werk? So hoekom soek jy 'n job? En jy moet dit kry om te werk. Goed. Nou ek gaan nou 'n toepassing en op twee sake van hierdie konsep van geld en rykdom en so aan is die eerste ene, jy kry 'n salaris, jy het jou uitgawes en nou het jy oor. Okay. Die vraag is dan, wat moet jy met daai geld doen? Wat moet jy met daai geld doen? Nou, in die skrif leer ons dat om te spaar is 'n goeie ding. 1 Korintiërs 16 vers 2, dan sê Paulus vir die mense daar, hulle moet op sy sit, sodat hulle uiteindelik daardie insameling kan kry. Dit is nou tipies die tiendes, nee? Want dit is wat Paulus vir hulle gesê het. Maar die punt is dat hulle moes op sy sit, hulle moes opspaar. Die woord sê dit ook daar, hulle moes opspaar. Ek wil net die beginsel neerlê van, dit is in op sigself goed om te spaar, om op sy te sit. Okay, so as jy ekstra geld het, om te spaar. So ek dink daai is 'n belangrike beginsel. Dan, hierdie skrif, goed, waarvoor gebruik jy die spaar dan? Okay, dis onder andere tiende, wat jy opspaar, en dan op 'n stadium gee jy nou jou tiende jy weet, as 'n offergawe aan die gemeente, uiteindelik is dit aan die Here, en dan is jy nie besig om die Here om te koop, sodat jy met die res van 90% kan doen wat jy wil nie. Okay, so daai is 'n belangrike punt. Maar daardie spaar is dan, volgens Spreuke 13 vers 22,
ook tot 'n erfenis vir mense kinders. 'n Goeie mens laat sy kinders erwe, maar die vermoë van die sondaar word vir die regverdige weggeberg. So daar's hierdie ding dat jy wil as die Here dit vir jou gee, want dit is so, mense het 'n werk te maak jy sit in 'n sondige wêreld. Jy sit met situasies waar jy kan nie noodwendig spaar nie, dit gebeur. Maar kom ons sê die Here gee vir jou daai geleentheid, dan wil jy hierdie in oog hou dat jy wil dit ook nalaat aan jou kinders. En dit kan wees in verskillende forme, nee, dit hoef nie net 'n R10 of 'n R20 te wees, dit kan in die vorm van meubels wees of wat ook al, 'n kar of wat ook al. Daar's verskillende maniere hoe erfenis gemeet kan word. Die ander ding is dat wanneer mens daai ekstra geld het, dan wil jy ook in selfbeheersing dit spaar, maar ook aanwend. In Spreuke 21 vers 20 dan sê dit, 'n kosbare skat en olie is in die woning van die regverdige, maar 'n dwaase mens bring dit deur. So wat gebeur is, jy het nou ietsie gekoop in jou huis. Dit is in 'n mate spaar, want jy gaan dit nou gebruik in die toekoms. In hierdie geval is dit nou 'n skat en olie, maar dit kan nou verskillende forme wees. Nou, jy kan daardie spaar kan jy dan dadelik opgebruik. Dit sê hierso, maar 'n dwaase mens bring dit deur. So jy vat daai wat jy gespaar het, kom ons sê die geld, en jy bring dit net deur. Op vermaaklikheid of wat ook al. Nie dat vermaaklikheid in op sigself sleg is nie, maar daar is heeltyd hierdie wysheid wat jy moet toepas met, okay goed, ek het hierdie geld gespaar en ek kan dit vir sekere goeders nie gebruik nie. Dit gaan nie gaan vir stokperdjies nie, byvoorbeeld. Die planne van die vlytige is net tot voordeel, is net tot wins, maar elkeen wat oorhaastig is, kom net tot gebrek. So vlytige planne, as jy vlytige planne maak, beteken jy gaan planne maak om te spaar onder andere, en dit word gestel teenoor die spandering van geld impulsief. Okay, so daar is, wanneer die Here seëninge gee, dan moet jy dink, wat gaan ek met hierdie seëninge doen? Ek kan dit nie net gebruik vir selfsugtige doeleindes nie. Goed, dan is daar hierdie toepassing in terme van versekering. Okay, so ons het laas maand ook gekyk na verskillende maniere hoe ons mekaar kan help in terme van nood, as daar 'n nood is, 'n mediese nood, en kan mens nie 'n mediese versekering of 'n ding begin, 'n spaarrekening waar mens mekaar kan uithelp nie. Nou, die beginsel om mekaar uit te help is verseker in die skrif, en daai om mekaar uit te help kan verskillende forme aanneem, maar ek wil net graag 'n beginsel neerlê. En dit is in Efesiërs 4 vers 28, wat dan met spaar te doen het. Maar hoor gege, hierdie is, soos wat die Here se woord in baie gevalle is dat een vers het soveel toepassing. Julle gaan nou hierdie toepassing hoor, nadat ek hierdie gelees het. Julle gaan nie eers die toepassing besef, dink ek, as ek dit die eerste keer gelees het, nie meer hoor gehou. Efesiërs 4 vers 28, laat die een wat steel, nie meer steel nie. Okay, so as iemand wat inkom, hy's 'n gelowige, hy bely Jesus nou, dan sê hy vir hom, okay, hy mag nie meer steel nie, maar laat hom liewer arbei, deur met sy hande te werk, wat goed is. Okay, so, dit is die opdrag van die Here, dat ons gaan werk. Ons soek nie net 'n job nie, ons wil gaan werk. So jy kry die job om te gaan werk. Jy wil tot die eer van die Here werk. En dan, die beloning is geld. Okay, so jy sê dit vir die persoon. Dan is die doel daarvan, vir hierdie man wat gesteel het, hoor gehou, sodat hy iets kan hê, om mee te deel aan die een wat gebrek het. So, hy kry nou sy salaris, hy het gewerk, kom in sy bankrekening in, hy betaal al sy uitgawes, sy noodsaaklikhede, dan is daar ekstra geld oor. Goed, hy het eers sy 10de gegee, nie? Maar nou het hy ekstra geld oor. Dan is die vraag, wat moet hy met dit doen? Nou, jy kan dit spaar vir selfsugtige doeleindes. Wanneer gaan ek in die nood kom? Wanneer gaan ek hierdie nodig hê? Maar wat interessant is in hierdie vers is, dit sê, sodat hy iets kan hê om mee te deel aan die een wat gebrek het. So, dit is eintlik ons siening van spaar wat moet verander.
So ons moet spaar, onder andere, met die doel dat ons ander mense help in nood. So as mense 'n GoFundMe of 'n wat ook al boodskap kry, en jy kan binne daai benader en jy sê, goed, ja, ek het gespaar, jy weet, ek het R1000 gespaar en ek gee met liefde R200 vir hierdie persoon. Want die Here gee nie die reëls in die skrif nie, dis beginsels waarmee ons werk. So jy spaar, ook vir erfenis, is heeltemal reg, ook vir die dag van nood vir jouself, dit is wat ons by die muur leer, die muur gaar mos op, ook vir die dag van nood, maar jy spaar ook vir ander mense se nood. So wanneer ons in 'n gemeenskap is, teoreties, hipoteties, en dit is eintlik hoe dit kan werk, is dat as elkeen opspaar, en ek dink is eintlik die beginsel agter hierdie ander idee, is dat jy spaar met die oog om ander mense te help. Dis 'n baie radikale manier om te dink oor spaar. En dan die laaste ding wat ek wil noem, is dan oor skuld. Nou Douglas Wilson, hulle in daai Biblical Finances praat ook so 'n bietjie daaroor. En ek gaan hiermee afsluit met die ding van skuld. Want ons word geleer dat jy kan eintlik nie oorleef en oor die weg kom in hierdie lewe as jy nie skuld maak nie. Dink daaraan. As jy wil gaan huur by 'n plek, kom ons sê nou in die stad ergens, en hulle vra vir jou, goed, maar hulle soek jou krediettelling. Ek dit sê alles. Jou skuldtelling eintlik in 'n sin. Dan gaan jy eintlik al skuld moet hê of iets soos dit om 'n goeie telling te hê. Jy gaan ergens rekeninge moet hê. En so die samelewing dwing ons eintlik in daai sin om skuld te maak. Maar dink aan die konsep van kinders wat in 'n huis groot word, het nie skuld nie, né? Die kinders het nog nie skuld nie, op 'n stadium, op een of ander stadium begin hulle skuld maak. Hulle neem 'n besluit wat baie keer dwaas is en dan maak hulle skuld. En dan van daar af is dit baie moeilik om uit daardie denkwyse van skuld uit te kom. Een tasbare manier wat elkeen van ons seker nou al ook deurgegaan het en waaruit ons kan leer is, en dit is seker 'n vatbare voorbeeld, is 'n kar koop. Okay, so kom ons sê, jy's 'n jong man of 'n jong vrou en jy wil nou 'n kar koop. Dan dink jy, goed, jy het een van twee opsies. Jy het of 'n nuwer kar wat nie so baie onderhoud daar gaan nie baie onderhoud in hierdie kar ingaan nie. So dit gaan eintlik beter wees as 'n ouer kar wat my onderhoud gaan kos. Maar en ek dink is baie keer belangrik om die somme te doen. Want hierdie somme wat ek nou gaan doen, speel ook deur na wanneer jy dink, ek gaan my kind na 'n kleuterskool toe stuur. Maar dan moet die vrou in elk geval gaan werk, die kostes van die kleuterskool en die siektes wat hulle daar kry of wat ook al. Op die ou ende kos dit eintlik meer om die kind byvoorbeeld na 'n kleuterskool toe te stuur as wat die ma by die huis sou gebly het. Okay. Gaan doen net die somme. Dis nie jy kan dit net klinies benader. Jy kan dit regtig net klinies benader. Dink aan die nuwe kar en die ou kar. Goed. Jy het 'n nuwe kar. Daar ry jy uit die verkoopsplek uit. Dan begin die kar al reeds waarde verloor. As jy jou kar gaan inruil, dan het hy al reeds baie waarde verloor. Dan moet jy begin dink, as ek daai geld wat ek verloor het in die waarde van die kar in die ou kar ingesit het. So ek koop die ou kar, ek dink, okay, dis soveel waarde ek sou verloor het, want ek gaan skuld maak met die nuwe kar, van daai waarde wat hy verloor het, en ek sit dit in die ou kar in, om die ou kar te verbeter. Dan gaan daai kostes 10 teen dieselfde wees, of jy gaan eintlik 10 teen minder betaal, uiteindelik, met die ou kar, en jy gaan nie skuld hê nie. Jy sien die verskil. Dis 'n koud en kliniese argument uiteindelik, want die Bybel is nogal duidelik oor dat skuld, en dit is ietsie wat julle moet hoor, miskien gaan julle dit nooit verhoor nie, miskien sal jy dit weer raakloop, maar ek het nogal gedink, ek wil graag dit net vanaand vir julle almal sê, en myself herinner, sodat ons nie hier weg kan loop en sê, niemand het my al ooit hierso van gesê nie, maar Spreuke 22 vers 7 sê, en hy wat leen, is 'n slaaf van die man wat uitleen. Okay, so as jy 'n lening het, jy is 'n slaaf.
dis nie in alle opsigte sleg nie, in die sin van, kom as jy koop 'n huis, en in die meeste gevalle is dit so, jy kan nie daai huis kontant koop nie, maar jy moet 'n plek hê om in te bly, en dit werk in die langtermyn beter uit om te koop as jy kan, as om te huur. Dit is so, jy kan die berekeninge gaan maak. Maar jy moet besef, jy is 'n slaaf. Dis 'n belangrike konsep. Jy moet weet, jy's 'n slaaf. En dan sê 1 Korintiërs 7, ek kan nie onthou die vers nie, dan sê dit, dis nie sleg om 'n slaaf in daai situasie te wees nie. Dis nou as jy die regte skuld aangegaan het, maar as jy kan vrykom, doen dit. Okay? So vinnig as moontlik moet jy uit daai skuld uitkom. Hoe kom jy uit die skuld uit? Betaal die skuld so vinnig as moontlik af. Dis die manier. Moenie skuld maak as jy nie hoef nie. Romeine 13 vers 8 sê, wees aan niemand iets skuldig nie. Wees aan niemand iets skuldig nie. Behalwe om mekaar lief te hê, want hy wat 'n ander lief het die wet vervul. Want hy skuld is slawerny. Nou, om 'n slaaf te wees, kan 'n paar dinge beteken, maar die natuurlike mens is 'n slaaf van die sonde, okay? Jy word beheer deur jou begeertes. En wanneer Christus kom, en jy bely Jesus as jy verlosser, dan word daai slawerny gebreek, die kettinge word weggevat, jy's nou gevangene van Jesus, en dan is jy eintlik vry, okay? Nou, om skuld te hê is 'n vorm dan van slawerny. En slegte begeertes wat jou daar uitgebring het. Want in baie gevalle, meeste gevalle is dit so, as jy kyk na jy het skuld, dan weet jy, ek het deur slegte begeertes daar uitgekom. Dit is so. Wat is die eerste stap dan om uit skuld uit te kom? Is bely daai sonde, bely daai begeertes, en sê maar, Jesus het ook daarvoor gesterf, en ek gaan hiervan bekeer, en ek gaan bekeer van daai begeertes, en ek gaan daai skuld begin afbetaal. Okay, so dan, en dit is waar die evangelie inkom. Ja, so hier is nou net 'n eintlik 'n inleidende gesprek oor Bybelse finansies. Ek dink ons kan daar volstaan. Is daar enige vrae, enige gedagtes? Okay. So ek is lief daarvoor om so nou en dan wanneer ek tyd het, boeke te lees van hierdie wêreldse suksesvolle manne, mense soos Robert Kiyosaki of Tim Ferriss of iemand soos dit. En 'n konsep wat so nou en dan daar voorkom, waarvan hulle dan nou voorstanders is finansiële vryheid. En wat dit beteken in kort is as jou passiewe inkomste meer word as jou maandelikse uitgawes. En wat dit dan nou tot gevolg het, is jy hoef nie elke dag dan by die werk te wees vir jou inkomste om genoeg te wees vir jou en jou gesin om te leef nie. En ek het net al gewonder, is dit 'n konsep wat ons kan vereenselwig met die Bybelse beginsel van in die sweet van jou aangesig sal jy jou brood verdien. So ek van dit graag wil hoor, wat is oom se gedagtes daaroor? Ja, so ek dink dit hang alles af wat beteken finansiële vryheid. Jy weet, as dit beteken dat jy nie meer 'n slaaf is nie, okay, van skuld nie, goed, dan is jy in daai sin vry. As finansiële vryheid beteken, ek gaan nie meer werk nie, en ek hoef nie meer te werk nie, in die sin van, ek hoef nie op te staan en te arbei nie, dan dink ek, begin dit sonde raak. Want die Here sê, 6 dae moet jy arbei en al jou werk, en die 7de dag moet jy rus. Ek sê nie daardeur, dat jy noodwendig, vir 'n salaris moet gaan werk, of wat ook al nie. Ek dink nie die skrif sê spesifiek watter plek jy moet werk nie, maar ek dink in terme van om te arbei, wat ook al jy doen, so dit hoef nie noodwendig by 'n spesifieke werk te gaan wees nie, maar as finansiële vryheid beteken, ek het uiteindelik ontslaag geraak van hierdie Bybelse plig om te arbei, dan is dit sonde. Maar as dit beteken, goed, ek het nou 'n passiewe inkomste, dit maak my vry om meer vir ander mense lief te wees.
dan is dit wonderlik. Maar jy gaan ook werk daarin. So dit, ek dink dit hang af van die terme. Ek was al self blootgestel aan 'n paar sulke, ook in Robert Kiyosaki, ek dink hy het baie mooi beginsels en so aan. Maar van die groepe wat daardie beginsels gebruik het baie keer in die verkeerde sin van finansiële vryheid. Jy weet, hulle wil eintlik wegkom van verantwoordelikhede af. En ietsie wat ek ook gesien het, wat Bybelse finansies betref, die Here is vrygewig aan ons, en ons wil ook vrygewig dan wees aan ander mense. Ons het seëninge ontvang, en ons wil seëninge vir ander mense gee. En dit sluit ook aan by werk dan. Kom ons sê, ek het 'n werklike wonderlike vermoë om goeie dinge te bou, en so aan, en ander mense het daai gawe nodig. Dan gaan ek dit sien, en ek gaan dit doen, ek gaan dit werk. Ek het miskien nie geld nodig nie, maar ek dink dit is ook belangrik baie keer om, al het jy nie geld nodig nie, om nog steeds die geld te vra. Die arbeider is sy loon werd, so ook 'n belangrike beginsel. So ek dink dit hang af, jy weet, ek's bang om 'n wit en swart antwoord te gee. Is vir my baie keer 'n vraag, wat jy nie dit opgebring nie, maar Matteus 6, soek eers die koninkryk van die Here, en dan sal hierdie behoeftes van ons bygebring word. Hoe pas 'n mens dit toe? Want dit gaan tog nie net oor motief, dat jy nie moet werk uit 'n kwelling, uit besorgdheid vir waar gaan die geld vandaan kom, of waar gaan hoe gaan daar voorsien word vir jou en vir jou gesin nie. Dit gaan ook, dink ek, wys in hoe jy jou tyd en jou middele en die geld spandeer. Want dit is nogal 'n moeilike idee baie keer vir my, hierdie koninkryk van die Here. Want sommige Christene gebruik dit in 'n sin wat hulle bedoel, as jy die koninkryk van die Here soek, dan beteken dit jy is eers besig om te werk vir bekering. So Evangelisasie of wat? Ja, evangelisasie of sendingwerk. Anders sê weer nee, die klem moet val op versorging van die armes. So, want dit sê mens ook in die Bybel. Daar's ook daai element. En anders sê weer nee, maar kom ons om net daai ekstra geld wat jy het, of dalk meeste van jou geld te gebruik om goeie besighede te begin, is ook 'n soek die koninkryk van die Here. En so word dit, elkeen se verstaan van wat is die koninkryk van die Here, as hulle konsekwent probeer wees met daai gedeelte, word 'n leidende beginsel in hoe jy werk met jou geld en met jou tyd en alles wat die Here aan jou gegee het. Ja. Want dit klink baie asof die Here sê, moenie in die eerste plek bekommerd wees. Soos as jy iemand vra, waarom werk jy om geld te maak? Dan kan mens eintlik sê, goed, maar die Bybel sê jy moenie werk om geld te maak nie, want die Here sê moenie soek vir hierdie goeders nie. Dan moet 'n dieper doel wees. Nou mens kan dit seker verstaan in die sin van, okay, goed, my hoër doel is om Here te verheerlik, om mense te help, en daarom werk ek om geld te maak. So as 'n sekondêre doel, is dit 'n geldige doel. Maar dit is vinnig dat mense vergeet, dit is nie 'n primêre doel daai om geld te maak met iets nie. Want op sigself is dit nie verheerlikend nie. Dit moet wees daai diens en bydra en die verrigting van produktiewe werk. Ja, en so ek weet nie presies hoe om dit alles bymekaar te bring, as mens begin dink in terme van winsgewendheid en 'n besigheid, en hoe om te spaar, hoe om op sy te sit vir een dag. Ja, moet ek kom herhaal. Maar ek dink almal het dit gehoor, nee. Ja, daarom 'n sterk stem. So is mooi, dankie Willem. Ja, ek dink daardie vers, Matteus 6 vers, is dit 33? Dis daar rond, ja. Daar's daar rond. In die konteks daar, trouwens soos enige ander teksvers, want ons is daar 3 dinge om te onthou wanneer ons 'n teksvers ontleed, is konteks, konteks en konteks. So in Matteus 6 het ons die Onse Vader, waar jy dan ook bid, Here gee ons daaglikse brood, wat jy bid dan vir die noodsaaklikhede. So daai byvoeg is noodsaaklikhede. So en ek dink dan ook in die hand van die konsep van die seëninge wat van die Here afkom, en as ek dit verkeerd benader en gebruik, dan is dit vloeke. Ek dink wat gebeur daar is, soek die koninkryk van God, en ek dink in dieselfde hoofstuk word gedefinieer as geregtigheid, vrede en nog iets. So dit hang af van die definisie van die koninkryk van God daar, maar ek dink daar onder andere is dit geregtigheid, is om reg te doen.
So as jy en ek dink daardie koninkryk van God, soek eers die koninkryk is om in 'n regte verhouding met die Here te kom. Want dan gaan die goeders vir jou bygevoeg word. In die sin, dan is dit wat jy ontvang is nie meer vir jou, is nie 'n vloek nie, maar 'n seëning. Aan die hand van dit wat ek ook by Douglas nou geleer het, is dit nogal uit 'n stadium daai vers ook aangehaal en dit in daai rigting verklaar. En ek stem nogal saam met hom. Dis 'n mooi perspektief. Want byvoeg daar in daai konteks kan nie wees rykdom in die sin van baie geld nie. Dit moet noodsaaklikhede wees. Maar goed, ons almal kry noodsaaklikhede. So dan moet jy onderskei tussen noodsaaklikhede wat jy as 'n seëning ontvang of as 'n vloek. So soek die koninkryk van God en hierdie goeders of jy bygevoeg word. Daai bygevoeg is seëninge. Dis seëninge wat jy dan ontvang. En kry, so daar's ontvang en ontvang op twee maniere. Kyk, jy almal kry seëninge. Die vraag is wanneer ons daai seëninge ontvang, dan word dit 'n vloek. So ons ontvang dit as 'n vloek as ons dit nie in geloof ontvang nie, in daai sin. So ek dink dis nogal die rigting waarin ek dit sal argumenteer. En dan pas dit in nogal by die hele aanbieding oor Bybelse finansies. Dan moet jy wysheid toepas, vergenoegdheid, geregtigheid en daai goeders. Maar wil jy nog 'n opvolgvraag vra? Ek dink dit sal net goed wees as mens bietjie verduidelik wat is die beginsels wat jy toepas met spaar. Wat se tipe beleggings, ja, ek dink daar's soveel waarmee mense konfronteer is net bietjie wat is Bybels, mag jy in die S&P 500 belê, mag jy sulke goeders. ons weet goud, nê? In die Bybel word goud altyd beskryf as 'n bate. En die sin van, dis 'n interessante konsep, die ding van wat gaan waarde hou? Kom as jy belê in 'n maatskappy, hy gaan moontlik as jy nou kyk na sy strategie en goeders en sy historiese hoe sy aandele gestyg het, dan kan jy 'n soort van bepaal, okay, goed, hy gaan styg en so aan. Maar een ding wat ons weet is, goud gaan altyd 'n bate wees, want dit is die stad Jerusalem gaan van goud wees. Ons gaan nie op 'n stadium dink, maar goud het nie waarde nie, want dan gaan ons sê, daardie beeld in Openbaring het nie waarde nie. Of jy weet, dis nie so 'n ryk voorbeeld of 'n ryk beeld nie. Nou, dis maar net vir interessantheid. So ek dink in 'n sin, en Douglas verduidelik dit ook. Ek kan nie alles noem wat hy gesê het nie, maar as jy kan, gaan luister daardeur, want op 'n stadium, ek het gedink hy wyk 'n bietjie af, maar dan praat hy van die konsep van geld en note wat die regering druk en is eintlik steel. So hy het nogal daar met 'n ding afgegaan, maar hy het gesê dat wel die beste is maar dat jy gaan na goud as 'n standaard, want kyk, jy goud absorbeer inflasie. Inflasie is mos nou die stygings in waarde van goedere en dienste en wat ook al. Maar goud, wat jy met goud 100 jaar terug gekoop het, sal jy ook vandag met goud kan koop. En daar is miskien selfs 'n argument uit te maak dat bietjie meer selfs. So in 'n sin om jou te verskans, 'n goeie spaar sal so 'n stabiele ding wees. Ek dink die beste manier om geld te vermeerder, ek dink baie ons sal dit sê, as jy kan, is besigheid. Dis die manier om wins te maak. En die Here is nie teen wins nie, daar's beloning. Jy weet, die ou wat die geld, die min stukkie talent gaan begrawe het. So daar kan mens nogal baie beginsels daaruit kry, waar jy sien, die ou wat daai min stuk wat hy gekry het, gevat het en hy het sommer 10 munte daarvan van gemaak. Die Here sê wins is goed, dis nie sleg nie, dis net 'n goeie ding, en as jy kan, as jy die vermoë het, maak baie geld. Weet net daar, as rykdom het hierdie ding, daar is 'n ding in, dat jy dit kan misbruik, om te dink, dit is deur my vermoë wat ek daai gegenereer het, en dan word dit 'n vloek, okay, besittings en so aan. So ek dink nie noodwendig in 'n maatskappy, is dit verkeerd om te belê nie, S&P 500 en so aan. Ek dink waar dit begin moeilik raak, en elkeen moet maar daar self sy eie gewete gaan toets, is dat, kom ons sê, en ek vat die ekstreem,
Kom ons sê daar's 'n maatskappy en is nou skielik wettig weer om in slawe te handel. En hulle maak wins. Okay, nou sê ek, goed, ek kan sien hierdie besigheid gaan groei, want daar's soveel mense wat slawe kan word. Nou, dan, nou belê jy daar in daai besigheid, ek dink nie dis reg nie. Jy weet, so, kom ons sê iemand, dit klink as 'n stupid voorbeeld, maar daar's farmaseutiese maatskappye wat met geaborteerde babietjies werk. Jy weet, babietjies, onskuldige babietjies wat doodgemaak is, vermoor is, en hulle doen eksperimente daarop. So kan ek in daai maatskappy belê? Ek gaan nie daarin belê nie. Want ek weet dit. As jy nie dit weet nie, partykeer is dit goed om nie te weet nie. So dan belê jy in 'n maatskappy, jy het net goeie dinge gehoor, jy het bietjie ondersoek ingestel, jy sien niks nie, dan dink ek kan jy in 'n vrye gemoed kan jy daar belê. Dis nie verkeerd in op sigself nie. Jy kan in besighede belê. Jy kan selfs en hy noem dit ook, daar's 'n vorm van skuld wat nie noodwendig sleg is nie, en dit is besigheidskuld. So kom ons sê iemand belê in 'n besigheid en hy leen as ware daai geld, dan is dit nie noodwendig slegte skuld nie. So skuld in op sigself is nie in alle situasies sleg nie. Jy kry goeie skuld ook, of 'n huis wat jy miskien op skuld koop. So daar is gevalle waar dit reg kan wees, maar jy moet net weet, jy is 'n slaaf dan. Maar daai ou wat belê het te sê dan, weet jy is 'n slaaf. As jy net daai beginsel snap, dan help dit nogal. Dankie is dit. Dis dit? Goed, dankie. Baie dankie om Josef. Ek dink dit was baie lekker. Ek dink is baie onderwerpe of paadjies wat jy langs die kant kan verder uittrap en vra. So as julle nog vrae het, stuur vir ons deur of gesels na die tyd en vra die moeilike vrae. Julle kan dit vir ons ook deurgee as jy wonder oor sekere aspekte, dat mens na die tyd moeite gaan doen, al sit dit jou net aan die dink oor goeie soos hierdie, oor skuld, oor eienaarskap, oor wat rykdom is en wat die Here vir ons deur die Bybel sê, wat ons doel is hier op aarde, want hy gebruik middele, hy gee ons die vermoë om te kan nie net geld maak nie, want dis maar om waarde te skep. En ek dink dis belangrik dat mense dit doen, en nie net om waarde te skep vir jou en jou mense rondom jou nie, maar weier. Ek dink daar's 'n en ek dink daar's 'n spreekwoord wat gaan is in Engels wat sê, there was a man, they thought him mad, the more he gave, the more he had. En ek dink dis daai tipe van leefstyl waar dit maak nie sin vir die wêreld, hoe die Here hierdie wêreld geskep het vir ons nie. Dis een ding wat mense moet verstaan met Bybelse finansies. Die manier hoe die Here dit vir ons gegee is, dit speel nie altyd volgens die reëls wat die mense sê nie. Die Here werk op spesiale maniere, maar hy gee vir ons beginsels waarvolgens ons moet leef. Ons moet nie na die einddoel toe streef nie, maar die beginsels is daar. Ons moet nie net probeer geld kry nie, maar ons moet hard werk. Ons moet die mense rondom ons die geleenthede gee om hard te kan werk. En dan die uitkoms is in die hand van die Here. En ons moet baie onsself daarin berus en daarin vrede hê, dat ons nie hoef te bekommer nie, is deel daai van dat jy moet nie bekommer oor jou geld of oor môre nie. Maar dit moet juis jou aanvuur om te sê, ek gaan nog steeds my beste doen. Om die beginsels wat die Here vir ons gee in die Bybel om toe te pas, soos om vergenoeg te wees met dit wat ons het, of om seker goed hoër te ag as finansiële sukses, soos oom Josef ook uitgelig het. 'n Goeie naam, eerlikheid, om 'n liefdevolle gesin te hê. Dis alles en wysheid wat begin by die vrees van die Here. Dis alles goedes wat belangriker is as om geld of finansies te kan hê. En mens kan definitief daaroor nog verder praat en oor die praktiese uitbouing daarvan. Daar's eintlik net soveel goed wat mense nog kan sê. So ek dink as jy hulle vra het, stuur vir ons deur of gesels onder mekaar. Maar verder baie dankie om Josef. Ons waardeer dit. En dan wil ek net graag vir ons afsluit met gebed.